Geliefdes, ek het hier by my 2 magnete. Dis 2 groterige magnete. Jovan, wat dink jy gaan gebeur as ek hulle by mekaar sit? Gaan hulle saamdruk? Lyk nie so nie. Lyk of hulle 'n bietjie mekaar afkeer. Lyk of hulle so 'n bietjie vyandig is teenoor mekaar. Hulle like mekaar nie baie nie, né? Nou, wat gebeur, of wat moet gebeur vir hierdie 2 magnete om nie meer so vyandig te wees nie, om mekaar eintlik aan te trek? Tannie Jolandi, moet hom omdraai, al twee omdraai. Daar gebeur weer dieselfde. Net die een omdraai. Soos een van hierdie magnete besluit om net die optrede teenoor die ander magneet te verander, net een, is dit moontlik vir hulle om mekaar aan te trek. Nou hierdie magnete is bietjie moeilik om uit mekaar uit te trek, so dis dalk 'n mooi voorbeeld ook van as net een besluit om die gedrag te verander, dan kan hulle leer om nie meer mekaar af te stoot nie, om mekaar te omhels, om dalk te begin leer om mekaar lief te hê. Nou vanoggend se gelykenis van die barmhartige Samaritaan werk so bietjie soos hierdie 2 magnete. Voordat ons dit doen, by die teks uitkom, wil ek wel eers 'n bietjie agtergrond gee tot hierdie teks. Hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10 is uniek tot Lukas se evangelie. Dit kom nie in die ander evangelies voor nie. Baie teoloë, baie Bybelgeleerdes sê ook dat hierdie gelykenis wys eintlik die teologiese rigting, nie net van Lukas se evangelie nie, maar ook van Handelinge wat ons weet ook deur Lukas geskryf is. Hierdie rigting wat dit probeer inslaan, is een wat mense uitstuur, die gelowiges na buite laat kyk, om ook aan die vreemdelinge en die vyande in te nooi tot die koninkryk van God. Om as te ware aan die mense wat nie vanuit die Joodse geloof gekom het nie, ook van God te leer en uiteindelik van sy huisgesin deel te maak. Hierdie nuwe rigting los nie net dit wat van tevore gekom het agter en verwerp dit en slaan 'n totale nuwe rigting in nie. Ons lees immers in Matteus 5 vers 17 waar Jesus aan die woord is, dat hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. In die 2020 vertaling word dit anders vertaal met om te sê om die wet te vervul. Nie gekom om dit te verwerp nie. Hierdie nuwe rigting waarmee die gelowiges ingestuur word, sê nie dit wat van tevore was weg en los dit agter nie. Dit gebruik dit nog steeds om die pad vorentoe aan te spoor. Nou vervulling is nie net blote gehoorsaamheid nie. Dit is een ding om byvoorbeeld die sabbatsheiliging en die kosverbode en daardie tipe wette na te kom en so te dink dat dit vervul die wet. Dat dit is genoegsaam. Maar inteendeel, as ons na die eerste 3 evangelies, Matteus, Markus en Lukas kyk, sien ons iets van hoe die wet van God vervul word, ware, volle betekenis laat kry, in persone wat in dade van genade, in liefde en in barmhartigheid optree. Nie net die wet as hierdie spulreëls op kleitablette of skrif op papier sien nie, maar as te ware dit soos 'n baadjie aantrek. Dit deel maak van hulle voorkoms, hoe ander hulle sien, wat hulle na die wêreld buite uitwys. Dis iets wat geembody word, lewendig, nie net koud iewers in 'n boek wat toegeplak kan word nie. In ons teksgedeelte wat ons vanmôre gaan lees, sien ons hoe dat die Here Jesus iets van hierdie waarheid in 'n gelykenis oordra, nadat daar 'n wetsgeleerde vir hom die vraag gevra het van Here Jesus, wat is die wet nou eintlik? Ons gaan vanmôre hierdie reis, hierdie wandeling deur hierdie woord
in 2 opdeel. In die eerste gaan ons vers 25 tot 29 kyk, en dan gaan ons vinnig by die garage stop om gou 'n Wimpy burger te eet, voordat ons die res van die reis aanpak, en vers 30 tot 37, wat die implikasies van hierdie liefdesgebod, wat die wetsgeleerde met Jesus probeer uitklaar, te kan sien. Geliefdes, voordat ons die woord van God open, kom ons raak stil in 'n gebed. Here God, ons bid dat wanneer ons nou uit die skrif gaan lees, wanneer ons nou na u woorde daarin sal kyk, dat u dit vir ons sal oopbreek, dat ons nie net met die ore sal luister nie, maar met die hart, dat dit daarop geskryf sal word, Here God, dat dit sal deel word van ons optrede, dat ons sal sien, o Heer, hoe dit nie net woorde op papier is nie, maar lewendig, soos u dit vir ons deur die kragtige Gees lewendig maak. Amen. Ons lees, geliefdes, in die eerste plek Lukas 10 vers 25 tot 28 deur. Die woorde is natuurlik ook op die bord en ek sien dit is mooi duidelik. Ek wil net bevestig, daar agter is dit mooi duidelik, daar tannie Nettie, tannie mooi sien, daar agter om Jakobus, fantasties. Lukas 10 vers 25 tot 28. Daar was 'n wetgeleerde man wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die ewige lewe verkry." Die groot gebod wat hierin weergegee word. Nou die eerste deel van hierdie wetsgeleerde se vraag aan Jesus lyk so 'n bietjie of hy hom wil uitdaag, of hy so 'n bietjie steek. Hy wil kyk, maar jy maak nou moeilikheid onder die mense. Ken jy ooit die wet van God, of is jy iemand wat net kom verwoesting saai? Wil jy net die mense kom deurmekaar maak? Wat is 'n mooi Afrikaanse woord vir dit? Is jy 'n ketter? Ken jy ooit die woord van God, meneer Jesus? Dit lyk amper of die wetsgeleerde op so afkom. Maar Jesus antwoord sy vraag met nog 'n vraag. En waar hy vir Jesus gevra het, eintlik probeer impliseer, maar ken jy die woord, o Jesus? Lyk dit of Jesus hom vra, ken jy die antwoord op jou eie vraag? En daarop antwoord die man, en hy kom toe die toets deur te sê dat jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand. En dan 'n stukkie wat vir ons baie belangrik gaan word, as ons die gelykenis nader, en jou naaste soos jouself. Hierdie antwoord, geliefdes, kom direk vanuit wat ons sal noem die Joodse geloofsbelijdenis, die Joodse Shema, amper soos ons apostoliese geloofsbelijdenis. Dit kom ook vanuit Deuteronomium 6 vers 4 tot 5 waar daar staan: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele krag. Maar hierdie geloofsbelijdenis is ietsie wat elke Joodse kindjie van kleins af uit die hart uit ken. Dit sê: hoor of Shema Israel, die Here is ons God, ja die Here alleen. Met hierdie vraag van Jesus en hierdie bevestiging dat as die wetsgeleerde dit doen, dan sal hy die lewe kry, wys Jesus eintlik dat hy staan regtig nie teenoor die wet en die profete nie. Hy het nie gekom om daardie tradisie te verwerp of uit te gooi nie, maar eerder soos ons sal sien en soos ons weet in Jesus se bediening, om dit uit te brei,
om dit te verfyn, om daardie nuwe rigting vir die gelowiges uit te wys. Hy is, soos ons dalk mag sê, steeds skrifgetrou in die oë van diegene wat rondom hom staan. In vers 29 kom die volgende vraag. Nadat hy gesê het, en jou naaste soos jouself, vra die wetgeleerde vir Jesus, terwyl hy homself wou handhaaf. Nou in 'n ander vertaling is dit, wou hy homself regverdig. En wie is my naaste? Dit lyk of die skrifgeleerde so voor Jesus en die skare rondom hulle eintlik wil wys, maar hy is in goeie stand met God. Hy ken sy Bybel, as ons dit so kan sê. Hy ken sy geloofsbelijdenis. Hy weet wat daarin staan, wat die vereistes is. En so wil hy verander laat sien, maar kyk, ek lewe vroom, ek ken die woord. Geliefdes, dis ook hoe ons baie maal maak, is dit nie? Ek ken nie 'n Christen in hierdie lewe wat nie in 'n goeie stand met God wil wees nie, wat nie die woord van God wil ken en die vereistes daarin wil nakom nie. So maak ons ook, om ook verander te kan wys, maar ek lewe in 'n verhouding met God. Maar daardie vraag, en wie is my naaste, is een wat ons eintlik so bietjie ongemaklik laat voel. En soos ons deur die gelykenis gaan, hoop ek dat hierdie ongemaklikheid dalk na vore sal kom. Want is 'n teks wat ons uitdaag, wat ons bietjie vra om voorveronderstellings eenkant te sit, en wat nogal geweldige waarde in hierdie konteks waarin ons tans lewe, in Suid-Afrika, in die moed, te kan help aanspreek. Voordat ons egter gaan lees, net so klein bietjie konteks, om dit beter te laat blyk van hoekom is die gelykenis soos hy is. Nou, na die dood van koning Salomo, Dawid se seun, word die ryk eintlik in twee verdeel. Daar teer die Noordryk, en dit is Samaria, hulle noem dit ook Israel, en in die suide het jy Judea. Nou Jerusalem is in die suide in Judea. Maar in die jaar 722 voor Christus val Assirië hierdie Noordryk, Samaria aan, en hy voer baie van sy inwoners uit, baie van hierdie Israeliete weg, en die leemtes word gevul met ander verowerde mense. En as te ware, as ons dit so kan stel, is daar nou hierdie mengsel van Israeliete en buitestanders. En hierdie vermenging van volke lei dat die Judeërs in die suide, die Samaritane noord, eintlik ontsê van die verbond. Hulle sê, maar julle is nie meer deel van hierdie verbond wat God gesluit het met sy volk nie. In ander woorde, jy Samaritaan is nie meer my naaste, my broeder, my landsgenoot nie. Jy is so goed soos 'n vreemdeling vir my. Nou, u kan al sien, 700 jaar is nogal baie tyd voordat Jesus hierdie gelykenis kom vertel, vir hierdie verskille en hierdie konflik om te broei. As u dink net wat in die laaste 100 jaar gebeur het, en hoe baie veranderinge daarin voorgekom het, hoeveel nou amper 8 keer soveel. Hierdie verskille en hierdie ontsê van die verbond deur die Judeërs vir die Samaritane, lei uiteindelik tot wedersydse, so albei het godsdienstige konflik met mekaar. Die een sê ons is reg, julle is verkeerd, en vice versa. Daar is verder nog meer verskille, want die Judeërs in die suide sê, maar net Jerusalem is die heilige stad van God, jy mag net daar aanbid, en hulle het hulle eie orde, hulle gebruik hulle eie Bybelboeke, terwyl die Samaritane noord hul eie godsdienstige orde het. Hulle gebruik nou weer net Genesis tot Deuteronomium, daai eerste 5 boeke in die Ou Testament, en hulle het ook hulle eie heilige aanbiddingsplek, nie Jerusalem nie, maar Berg Gerizim. En so hierdie verskille broei, dit lei tot haat, tot afguns tussen die twee ryke, en uiteindelik ook 'n skeiding tussen noord en suid. Nou geliefdes, nou nie om op julle tone te hard te trap nie, maar u kan dalk iets ook raak sien van hoe klein verskille
'n geleentheid, een ding wat gebeur, lei tot konflik. En wat ons ook in ons wêreld vandag sien, met die verskeie oorloë en konflikte, van mense wat eens by mekaar geleef het, nie eintlik so baie met mekaar verskil nie, maar wat mekaar haat, afgunstig is, vyandig is. As ons kan terugkeer na hierdie konteks van Samaritane teenoor Judeërs, sien ons in Lukas 9 vers 51 tot 56 hoe Jesus en sy disippels op pad is na Jerusalem toe en deur Samaritaanse dorpe gaan, maar geen gasvryheid daar gebied word nie. Hoekom? Want hierdie spul disippels en hul rabbi is op pad Jerusalem toe. So ons gaan nie aan hulle gasvry wees nie. Nou met daardie bietjie agtergrond, bietjie konteks geliefdes, kan ons nou draai na Lukas 10 vers 30 tot 32. Dit lees as volg: Jesus gaan toe daarop nader deur te sê: toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met hierdie pad langs kom, en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. As ons bietjie kan kyk na hierdie twee karakters in die gelykenis, die priester en die leviet, weet ons dat albei hiervan is eintlik leiers in die tempel. Hulle is amptenare in Jerusalem, godsdienstige, wil ek sê, werkers. En hulle hoofbekommernis sou wees om ritueel rein te bly. Nou dit is baie belangrik gewees vir tempeldiens. As jy onrein is, kan jy nie in die heilige van God werk nie. Kan jy nie in sy tempel regtig bedien nie. So nou kom hulle albei afsonderlik op 'n toneel waar daar bloed gevloei het. Daar het 'n man wat langs die pad gestaan het, aangeval, hy bloei, hy is waarskynlik ook half dood, soos ons lees in die teks. En sou hulle hierdie man nader, hom help, en hy is waarlik dood, dan sou dit hulle onrein maak, en hulle sou gediskwalifiseer word van enige tempeldiens. Hulle sou nie daaraan kon deelneem, totdat hulle 'n baie lang reinigingsritueel deurgegaan het nie. So nou kan ons vra, wat is dan vir hulle eintlik die veiliger opsie? Watter een het die minste persoonlike konflik, wat hulle die minste eintlik sou aanraak? Dis om na die ander kant van die pad te stap, verby te hou, en eintlik hierdie man in sy nood agter te laat, oor te laat. Nou geliefdes, hierdie is landgenote, hierdie pad is in Judea, maar daar's geen broederskap nie. Daar's geen liefde nie, daar's geen barmhartigheid wat tussen hierdie twee volksgenote gedeel word nie. Hierdie twee dienaars van God is nie net in God se diens nie, maar veronderstel om in die diens van die volk ook te wees, om na hul nood om te sien, na hul belange om te sien en daarna te kyk. Hulle is nie dwaase of onskuldige buitestanders nie. Hulle ken die vereistes van die wet. Hulle weet wat hierdie man nodig het, dat hy hulp benodig, maar hulle hou langs. Hulle stap verby. Hierdie twee karakters, die priester en die leviet, mag vir ons dikwels 'n struikelblok wees. Want baie keer is ons meer soos hierdie twee, as wat ons soos die volgende karakter, die Samaritaan is. Weet ons wat God van ons vereis, maar ons hou verby. Ons hou onsself blind vir die hulp en die nood wat daar voorkom. Ons lees in vers 33, maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Nou, hierdie Samaritaan beeld Jesus as die hoofkarakter uit, en hy doen dit, ek wil sê, aspres, skokkend, want 'n Samaritaan in Judea,
Kan jy dit nou indink? Ons sien hoe hierdie figuur 'n vreemdeling, 'n vyand en 'n verraaier is, maar uiteindelik ook die enigste vriend vir hierdie man op die pad. As vreemdeling ken hy nie die man wat daar langs die pad staan nie. Weet hy nie wie hy is, sy naam nie. Hy is nie in Samaria nie, hy is in Judea. So hy's 'n vreemdeling, iemand van buite af. Maar hy's ook 'n vyand, omdat hy in Judea is, want die pad wat hy stap vanaf Jerusalem na Jerigo is in Judea, is in die suide. So hy's 'n buitelander. En as jy nou jouself kan indink in die voete van die man wat aangeval is moet sit, sou hy seker gedink het, as hy hierdie Samaritaan op hom sien afkom het om hom te help, gedink het, joh, hier kom ronde 2, nou gaan hy my seker maar klaarmaak. Want hy's 'n vyand. Wat soek hy daar? Daar's voorveronderstellings oor hoe hy gaan optree, wat hy gaan doen. Verder is hy nie net 'n vreemdeling en 'n vyand in die suide nie, maar 'n verraaier teenoor die noorde. Hy pleeg dan mos hoogverraad. Hy gaan 'n vyandige Judeer te hulp. Hy het gaan konkel daar in die suide met die vyand. Wat het hy ooit in Jerusalem gesoek? Het hy daar aanbid? Dit is nie aanvaarbaar nie. So hierdie Samaritaan, deur net hierdie man wat in nood verkeer te hulp te gaan, word onmiddellik deur hierdie twee samelewings uitgeskuif, as 'n buitestander gereken. Hy sou teenkanting van alle kante af ontvang het, net omdat hy hom te hulp gaan. Hy kan nie langer staat maak op sy volksgebondenheid, op waar hy vandaan kom nie, want hy is in 'n vreemde land 'n vyand en 'n verraaier. Maar soos ons genoem het, ook 'n vriend. Ons lees vers 34 tot 35. Dat ek het my plek hier kry, verskoon tog. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hierlangs terugkom. Die een wat 'n vreemdeling, 'n vyand en 'n verraaier is, word uiteindelik die enigste vriend vir hierdie man wat in hulp verkeer. Hy's die enigste een wat reageer en gaan intree vir die belange van daardie man en nie in sy eie belange nie. Hierdie man wat in beide samelewings, noord en suid, nou uitgeskuif word, is die enigste een wat reageer op die situasie. En dit bring ons terug, geliefdes, by daardie vraag in vers 29 wat die wetsgeleerde vir Jesus vra. Wie is my naaste? Vers 36 tot 37 lees as volg. Wanneer Jesus hom dan nou vra, wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Wie is my naaste? Die wetsgeleerde ken die antwoord. Hy ken Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. En dan verder ook Levitikus 19 vers 18. Hy weet wie is sy naaste. Hy weet dat hy vir hulle moet lief wees. Maar die naaste is mos nou my landsgenoot. Dit is nie langer die Samaritane nie. My landsgenoot is dit wat dieselfde taal, dieselfde kultuur as ek, dieselfde ras, en dieselfde plek bly as ek. Dis mos my naaste. Maar Christus breek met daardie interpretasie, want hy verwys as te ware na Levitikus 19 vers 33 tot 34, waarin die volk herinner word dat hulle ook eens op 'n tyd vreemdelinge in Egipte was. En dat hulle daarom ook die vreemdeling moet ontvang
en hulle met liefde moet hanteer. Maar iewers het dit verlore geraak in hierdie situasie, sien ons. Iewers is daardie woorde, daardie bewustheid, dat ons ook vir die vreemdeling moet omsien, weg, verlore. Wie is my naaste? As ons dan nou so kras moet wees met die Afrikaans geliefde, is die naaste die persoon wat naaste aan jou sit. Jovan, jou sussie is jou naaste op die oomblik. Oom Ellen, tannie Hantie is oom se naaste. Dis die mense wat die naaste aan jou is, maar dit is ook die kollega wat oorkant jou sit by die werk, wat daar by jou is. En is ook, geliefde, die man wat as jy by die verkeerslig gaan stop, daar langs jou ry kom staan en vir hulp vra. Dit ook is ons naaste. Dit is nie net die mense wie ek kies om my naaste te wees nie. Dit is uiteindelik wie in jou pad gesit word, wie daar op jou pad saamloop. Maar dit is byvoorbeeld nie net oom Blakkie wat my naaste is nie, ek is oom Blakkie se naaste. Dis hierdie wederwysige verantwoordelikheid en liefde teenoor mekaar, want dit is nie net wie ek kies nie, dis wie God op my pad stuur. Net soos wat geloof nie net die dinge kan wees waarmee ek gemaklik is, of wat vir my gerieflik is nie, so ook is ons naaste nie net die met wie ons gemaklik sal wees nie, wat vir ons geriefliker sal wees nie. Ons moet erns neem met daardie verantwoordelikheid om in hierdie skepping van God verantwoordelik en met liefde op te tree, as ook met die skepsels daar binne. Nou, ons is baie lief daarvoor in gereformeerde kerke om te sê dat die woord van God spreek oor alle eeue heen met alle gelowiges, en daarom is dit vir elkeen so lewendig asof God direk met jou praat, soos jy wat nou deel is van daardie gehoor, bysit terwyl Jesus hierdie gelykenis vertel. Maar soos wat hierdie gelykenis gepraat het met daai Joodse gehoor, en hulle maar diep ongemaklik gemaak het met die Samaritaan wat die Judeër te hulp gaan, so ook kan hierdie teks ons eintlik baie ongemaklik maak, as ons na die implikasies, wat dit van ons vereis, sit en dink. Nou geliefdes, ek het so bietjie gaan kyk op statistieke. Dis 'n wonder dat ons die statistieke gekry het van 'n staatsinstelling, ek spot sommer. Maar die polisie het onlangs hulle misdaadsyfers vir die jaar 2025 Januarie tot Maart maand bekend gemaak. Tannie Jolande, as ek hier verkeerd het, asseblief help my. Maar om 'n idee te gee van hoeveel misdaad is in ons land, hoeveel ongeregtigheid, hoeveel geleentheid is daar vir liefde om die liefdeloosheid aan te spreek. En met watter, wil ek sê, verknorsing ons sit. Net van Januarie tot Maart 2025 hierdie jaar, is daar ongeveer 5727 moorde aangeteken. Geliefdes, dit is 62 per dag, van Januarie tot Maart maand. Daar's 375.000 gevalle van diefstal, roof en ander skade aan eiendom aangeteken. Wat dan nog van die werkloosheidsyfer? Wat dan nog van die publieke gevoel dat hier is iets tussen partye van ons nasionale eenheid wat nie lekker is nie? Dat ons het eintlik hierdie ingebore, wil ek sê, afguns teenoor ander. Wat dan van die toestand van ons dienslewering, van ons infrastruktuur? Ons elkeen sê, iemand moet verantwoordelikheid neem daarvoor, iemand moet intree en bietjie hierdie leiersels neem en iets daaraan doen om dit aan te spreek. Maar niemand wil dit doen nie. Ons kan sê, maar hierdie gat hier in Ben Swartstraat, daai een wat net verby Vryds was, hoekom maak niemand dit reg nie? Hoekom sit hulle net 'n bordjie daar op vir 3 maande en niks word gedoen nie? En uiteindelik lei daardie klein dinge na, maar is die staat, dis die munisipaliteit, dis hierdie mense.
klein goedjies, en ons neem nie verantwoordelikheid self daarvoor op nie. Daar's hierdie storie gewees, en Sheldon, jy moet my help as ek dit verkeerd verstaan, of verkeerd onthou, wat daar was in hierdie voorstedelike gebied 'n gemeente wat uitgegaan het, en elke slaggat gegaan het, en 'n bordjie ingekap het, en gesê het, ANC se skuld. Maar vir dieselfde geld kon hulle 'n pakkie teer gaan koop het, en dit gaan vul het, en ook nie vir die ANC publisiteit gegee het nie. Hulle kon iets daaraan gaan doen het, maar in steede daarvan net bly kla. Nie verantwoordelikheid opgeneem nie. Nie probeer het om saam te werk, om saam hande te neem nie. Want ons kan mos nie saamwerk in die land nie, in die moed nie. Ons kan mekaar nie vertrou nie. Ons maak eerder soos die skrifgeleerde en hou net by onsself. Ek kom die wet in my eie huis na. Ek ken die woord van God, en my naaste is wie ek kies. En wanneer iemand iets daaroor sê, dan wil ek hulle eintlik uitvang met die woord, om myself reg te bewys. Of ons maak soos die priester en die leviet, en ons vermy eerder die konflik, ons raak eerder nie self betrokke nie, want dan gaan ek iets moet doen. Of, dat nog niks met my en my huisgesin gebeur nie, daar's nog nie 'n inbraak by my gewees nie, hulle het nog nie my probeer roof nie, so ek gaan niks doen nie, want dit het my nog nie aangeraak nie. Kan jy al bietjie begin sien, dat hierdie is eintlik 'n swaar gelykenis. Dis nie iets wat ons ligtelik kan opneem nie, want dit daag gelowiges uit om liefdeloosheid nie net raak te sien nie, maar iets daaromtrent te doen, om verantwoordelikheid op te neem. En nou kan ons dalk bietjie weer terugdraai dan daai vraag aan die begin van die erediens. Wat gebeur met my tydens die erediens? Wat gebeur hier met ons? Wat gebeur as ek myself oorgee aan God, 'n lewende en heilige offer maak, sodat hy my kan gebruik? Hoe verander die Here ons deur die woord? Hierdie gelykenis is 'n kenmerk van die Christelike gemeenskap, van die ethos noem hulle daarvan. Dit wil sê die karakter, die spirit, die leidende beginsels, dit wat ons as Christene maak, kan ons raak sien in hierdie gelykenis. Dit nooi ons in die eerste plek in, om te sien dat die gemeenskap van heiliges, die teenwoordigheid van God uitverkorenes, is nie net 'n plek waar dit oorbodig vroom is, en almal is gelukkig, en niemand sê enigiets nie. Ons is net gelukkig, en ons bly by die woord. Dis in die eerste plek 'n plek van herstelling, 'n plek van hulp, 'n plek van vernuwing en van bekering, waar ons verander word om die nood aan te spreek, die nood van ons as sondaars, met die hulp van die Here God. Maar die kerk moet nie net versorg nie, geliefdes. Dit moet ons nie net van hierdie gelykenis afneem nie. Ons moet wat hulle noem ons profetiese stem terugkry, uitpraat teenoor die ongereg. Jy het seker in die laaste ruk op RSG en op die nuus daardie belydenis van ongeloof gehoor, wat so 'n bietjie opsprake gemaak het daar in die Vrystaatse fakulteit uit, waar die hele belydenis eintlik gaan om ons as kerk gaan nie terugstaan vir die ongereg nie. Ons kan nie 'n blinde oog daarvoor draai nie. Ons moet daar waar die nood is, gaan en gaan herstel, gaan help en verder gaan om dit wat veroorsaak het dat daardie nood ontstaan het, aangespreek sal word. Ons is agente van 'n nuwe gemeenskap, burgers van die hemelse koninkryk, wat soos die Lukas evangelie en Handelinge so mooi wys, uitgestuur word om die vreemdelinge en ons vyande in te nooi, om hierdie ewige lewe saam met God te mag geniet. Geliefdes, ek sluit af. Liefde, skryf die ontslape Paus Franciscus in sy kommentaar op die Lukas evangelie, is nie net hierdie vroom of oulike beginsel nie,
Dit is betrokke, dit is doelbewus, dit word opsetlik gedoen. Want dit is uiteindelik die hoogste uitdrukking, die hoogste vorm van hoe ons menswees aan ander kan wys. As ons sê, ons is in die beeld van God geskape, en ons wil daardie beeld beskerm, moet ons die liefde vir mekaar, soos ons vir onsself bewys, aan ander toon. Kolossense 3 vers 14 lig Paus Franciscus uit by hierdie gemeenskap van liefde, en dit lees as volg: Beklee julle bo en behalwe alle ander dinge, trek aan met die liefde. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here God, dit is uit dankbaarheid wat ons weer in gebed voor U kom, en dankie sê, dat U ons nie oorlaat in hierdie wêreld sonder kennis, sonder rigting, sonder wysheid nie, maar dat U vir ons die roetemerkers gee, om hierdie pad aan te durf. Die opdragte, die instructions manual gee, vir hoe ons as gelowiges hierdie wêreld vol ongereg, vol konflik, vol haat en afguns, met dit te werke te gaan. Here God, ons sien dit nie net op 'n internasionale skaal nie, maar plaaslik. Here, selfs in ons eie huishoudings beleef ons hierdie konflik en afguns soms, liefdeloosheid, ongeregtigheid. Wat dan nog meer van hoe ons teenoor ander optree. Here Jesus, U het aan ons gesê dat wat ons aan die geringste onder ons doen, so doen ons ook aan U. Dit daag ons uit, o Here, maar ons weet en ons kan vertrou dat dit ons nie uitdaag in U afwesigheid nie, maar in U teenwoordigheid. Daar waar U is, daar is die liefde. En daar moet ons ook die liefde bring. Ek bid, Here God, dat waar ons hier uitgestuur word vandag, waar ons op dalk onbekende paaie met vreemdelinge en ja selfs vyande sal tegemoet kom, dat ons hulle sal ontvang, dat ons sal innooi eerder as om uit en weg te stuur, dat ons die deur sal oopmaak en dit nie sal sluit en die gordyne toetrek nie. Almagtige Here God, ons bid dit in U groot en in U kragtige naam alleen. Wees ons tegemoet, Here. Help ons om hierdie liefde vir ander te wys. Amen.